En dan vertel die Bybel vir ons wat dan gaan gebeur. En ek het 'n groot wit troon gesien en hom wat daarop sit, voor wie se aangesig die aarde en die hemel weggevlug het, en daar is geen plek vir hulle gevind nie. En ek het die dode, klein en groot, voor God sien staan, en die boeke is geopen, en 'n ander boek, die boek van die lewe, is geopen, en die dode is geoordeel na wat in die boeke geskrywe is volgens hulle werke. Bo kan die stad verskyn hierdie groot troon, en die massas ongelowiges hier op die vlaktes. En nou vind die uitvoerende oordeel plaas. Hulle wat daar staan voor die troon se name is nie in die boek van die lewe nie. En daarom kan hulle net deur een boek geoordeel word, en dis die boek van die werke, staan hier in Openbaring 20:12. En soos wat hierdie boek geopen word, die boek van die werke en die boek van die sondes, word elke individu pynlik bewus van sy eie sonde, speel die verlossingsplan hier voor hom af, en hulle kan nie wegkyk nie. Selfs die Satan kan nie wegkyk nie. En hy word hier ontbloot voor sy volgelinge, as die bose vir al die eeue heen. En elkeen moet uiteindelik erken dat God reg en regverdig was, en dat hulle deur hulle eie keuse daar buitekant die stad is. En almal sal 'n knie voor God buig, sê die Bybel, selfs die Satan ook, maar nie in aanbidding nie, maar net om te erken dat sy oordeele was reg. Nou, daar's geen berou nie. Daar's geen oorgawe nie. En eintlik hit sy hulle aan om die stad aan te val. Kom ons lees dit. En wanneer die 1000 jaar voleindig is, sal die Satan uit sy gevangenis ontbind word, en hy sal uitgaan om die nasies te verlei wat in die 4 hoeke van die aarde is, die Gog en die Magog, om hulle te versamel vir die oorlog. En hulle getal is soos die sand van die see. En hulle het opgekom oor die breedte van die aarde en oor die laar van die heiliges, en hulle het die geliefde stad omsingel. En vuur het van God uit die hemel neergedaal en hulle verslind. Dis wat die Bybel sê, my broer en suster. En die duiwel wat hulle verlei het, is in die poel van vuur en swaal gewerp, waar ook die dier en die valse profeet is. Is die by? Wat er dier? Die dier van Openbaring 13 en 14. Op daardie oomblik oefen God die laaste oordeel uit, wat eintlik nooit vir die menslike geslag bedoel het nie.